Geestelike oorlogvoering, Abraham Avonture, Genesis 14. Ons generasie het so gewoond geraak aan oorlog en gerugte van oorlog, dat ons dit glad nie meer snaaks vind nie. This is what happens when we ask a smart TV to show us something based on our viewing history. Garbage in, garbage out. Ons kinders speel oorlogspeletjies, en van kleins af het ons al Cowboys en Crooks gespeel, of Amy en Terry. Elke seun het 'n plastiek geweer of revolver begeer, vandat hy skaars kan loop, en baie van ons speletjies het te doen gehad met denkbeeldige vyande, wat geskiet moes word. As kinders dus gereeld by ma gaan kla, as die oorlog nie verloop soos ons het wil hê nie. Ma, sussie wil nie doodgaan nie, ek het haar al 10 keer geskiet. Sy speel nie reg nie. Natuurlik was alle wonde denkbeeldig met 'n verbasende herstelkoers, maar ons verbeelding het geen perke gehad nie. Ek dink die meeste van ons sal geskok wees as ons sien hoeveel blootstelling aan geweld en gruwsaamheid ons kinders deesdae kry deur net na die kinderprogramme te kyk. Vanaf 'n jong ouderdom word die volgende generasie gebreinspoel om te dink geweld is normaal en aanvaarbaar. En dalk is die ewige siklus van geweld en moord die resultaat van die sondeval, waar generasie op generasie geleer word om gewoon te raak daaraan. Ek onthou die Asterix boeke vir ons as kinders voorgelees is. Die eindelose geweld in die Galliese dorpie kry nou en dan darm 'n uitlaatklep as die Romeine op die toneel verskyn. Are you playing those violent video games again? Vra die ma. No, I'm watching the news, antwoord haar tienerseun. Vandag is daar meer gevegte en oorloë in die gang as enige vorige tyd in die geskiedenis. Volgens Google is daar 'n goeie 30 oorloë in die gang vandag, met meer as 1000 sterftes per jaar. As mens al die ander rebellies en opstande en skermutselings sou insluit, gebeur daar meer as 100 gewapende konflikte per dag iewers in die wêreld. Op die kaart kry mens so 'n idee van waar die meeste van hulle tans plaasvind, maar ons wêreldjie bly maar kruitvat. Sedert die Bybelse tye word daar al geveg en beklei, en dit lyk nie of ons dit al deur in ons generasie reg gekry het om iets anders uit te dink nie. Iemand vertel van sy slegte week wat hy gehad het, waar alles skief geloop het. Eers was hy aangeslaan vir duisende rande op sy inkomstebelasting wat hy nie verwag het om te betaal nie. Toe volg die een katastrofe na die ander hom by die werk met personeelprobleme, kontrakteurs wat droogmaak, langtermyn kliënte wat hulle besigheid onttrek, wetlike probleme en dan nog druk van alle kante. Dit was die ergste week wat hy nog beleef het. Op die ou end vra hy, dink jy die duiwel het my uitgesoek vir spesiale aandag en aanvalle? Het lyk of dieselfde ding ook op groter skaal gebeur in nasies en lande. Het lyk of die duiwel los is. Mens hoef maar net die hoofopskrifte te lees. Wanneer 'n nasie vir God vergeet, raak enigiets moontlik. En daar is 'n oorlog tussen hulle wat glo in die konsep van waarheid en hulle wat dit nie meer glo nie. Die een groep glo in absolute waardes, terwyl die ander groep glo dat die waarheid afhang van omstandighede en soos jy voel. Erwin Lutzer het 'n boek geskryf, Hitler's Cross, wat gaan oor die tyd wat Hitler regeer het in Duitsland. In sy boek maak hy die uitlating dat die gasoonde van Auschwitz nie uitgevind is deur die militêre leiers in Berlyn nie, maar in die klaskamers van Duitse universiteite. En daar het Duitse filosowe met hulle lerings en publikasies hulle liberale idees verkondig totdat die Christendom gestroop is van sy uniekheid. Die oorlogsdepartement in Berlyn het nie die oonde van Auschwitz geskep nie. Dit het reeds bestaan in die denke van die akademici, waar God vergeet en op sy gestoot is. Wanneer 'n nasie God vergeet, raak enigiets moontlik. Wanneer God dood is, verander die mens na 'n ontembare monster. Ons leef vandag in 'n wêreld waar daar baie gerugte van oorlog bestaan. Het raak al moeiliker om te onderskei wanneer iets waar is of maar net iemand se opinie. Sedert Lucifer probeer om God se koninkryk omver te gooi, daar gevegte in die wêreld afgespeel. Die ou duiwel is vandag nog los op ons planeet en ons sal die werke van sy hande oral om ons gewaar. 'n Klompie generasies gelede het Donald Barnhouse 'n boek geskryf met die titel The Invisible War, waarin hy die oorlog probeer plot van die begin tot die einde.
Dis 'n oorlog tussen lig en duisternis, 'n oorlog tussen goed en kwaad, 'n oorlog tussen God en Satan, 'n oorlog tussen engele en demone. Vir ingeval jy dit nie geweet het nie, jy is betrokke in 'n oorlog en jy woon op 'n oorlogsveld. Jy leef op die voorste linies. Toe Johannes se brief geskryf het aan die antieke gemeente van Pergamum, het hy gesê, ek weet waar julle woon, daar waar Satan sy troon het. Hoe anders kan ons vandag se morele verval beskryf, die wydverspreide immoraliteit, die bespotting van Bybelse Christendom, die aanbidding van aanvaarding en verdraagsaamheid, die multikulturele pluralisme. Het ons wêreld dalk die sentrum geword van geestelike duisternis? C.S. Lewis skryf, "The Christian has a great advantage over other men, not by being less fallen than they, nor less doomed to live in a fallen world, but by knowing that he is a fallen man in a fallen world." Dis tyd om die volle wapenrusting van God aan te trek en staande te bly teen elke aanval van die duiwel. Ons wapens is nie van hierdie wêreld nie, maar geestelik, bedoel om vestings mee af te breek. Ons vyand is wreeds en slinks met baie wapens tot sy beskikking en baie soldate wat sy vuil werk doen. As jy nie vanoggend die oorlog rondom jou kan sien woed nie, is dit omdat die gevegte geveg word in die geestelike ruimtes. Dit is hoekom dit nie blote politiese sake is nie. Ons gevegte is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Frank Peretti het 'n reeks lekker leesboeke geskryf, soos Piercing the Darkness en This Present Darkness en nog ander. Dit gee vir mense so 'n kykie agter die skerms van wat aangaan in die geestelike ruimtes, wanneer die Christene vas staan en bid, wanneer Christene 'n heilige lewenswandel uitleef. In Genesis 14 lees ons van die heel eerste geveg in die Bybel. Hierdie antieke storie mag dalk irrelevant klink vir ons, maar dit bevat die basiese beginsels van geestelike oorlogvoering. Dit vertel vir ons hoe om te veg en hoe om te wen. Dit openbaar vir ons Satan se bose strategie en leer vir ons 'n paar waarhede wat ons in gedagte moet hou. Die eerste helfte van die hoofstuk vertel in groot besonderhede van die heel eerste geveg in die Bybel. In die dae van Abraham, wat omtrent in die jaar 1850 voor Christus geleef het, was daar 5 heidense konings wat naby die suidelike deel van die Jordaanrivier gebly het. 2 van die konings het geregeer oor die bose stede van Sodom en Gomorra. Elke keer as hierdie 2 stede genoem word, hou het verband met grootskaalse morele boosheid. In die Nuwe Testament simboliseer die stede die morele boosheid van hierdie wêreld. En let op die vraagtekens agter die name op die kaart. Tot vandag toe nog is dit onduidelik presies waar hierdie stede was. Ons weet dit moes 'n vrugbare deel van Jordaanvallei gewees het, voor die verwoesting met vuur en swaal. Baie opgrawings is deur die eeue gedoen, maar tot vandag toe is daar geen klinkklare bewys presies waar hierdie stede was nie. Die verwoesting moes totaal gewees het. Anders as die vuurspiewende berg by Pompei, weet ons vandag waar Pompei was en daar is allerlei bewyse opgegrawe van 'n beskawing wat daar gewoon het. Maar as dit kom by Sodom en Gomorra, is daar net baie teorieë en gissings. Hierdie 5 heidense konings is verower deur 4 heidense konings vanuit die ooste, waarskynlik vanuit Irak of Iran. Vir 12 jaar lank het hierdie 5 konings belasting betaal aan daardie 4 konings. In die 13de jaar het hulle gerebelleer, geweier om te betaal, en die gevolg is dat die 4 konings van die ooste oorlog teen hulle verklaar het. Genesis 14. Op 'n dag het Amrafel, die koning van Sinar, Arjok, die koning van Elasar, Kedorlaomer, die koning van Elam, en Tidal, die koning van Goyim, besluit om oorlog te maak teen Bera, die koning van Sodom, Birsa, die koning van Gomorra, Sinab, die koning van Adma, Semeber, die koning van Seboim, en Soar, die koning van Bela. Bera en die ander konings het toe 'n bondgenootskap gevorm en in die Siddim-vlakte, vandag is dit Soutsee, bymekaar gekom. 12 jaar lank moes hulle Kedorlaomer dien, maar in die 13de jaar het hulle net besluit om te rebelleer. 'n jaar later het Kedorlaomer en sy bondgenote met 'n militêre veldtog begin.
Blitsnel het hulle die Refaite in Astarot Karnaim, die Sesiete in Ham, die Emite in die Kiryat Jaim vlakte en die Gorite van die Seerberge tot by El Paran aan die randjie van die woestyn vernietig. Toe het hulle vinnig omgedraai en na die fontein van oordeel, dit is Kades, teruggekeer. Kedorlaomer hulle het onverwags op die Amalekiete toegeslaan en hulle gebied verower. Al die Amorite wat destyds in Gazason Tamer gewoon het, is ook onderwerp. Toe die konings van Sodom, Gomorra, Atma, Seboim en Bela, dit is Soar, van Kedorlaomer hulle se opmars hoor, het hulle in die Siddim vlakte bymekaar gekom en vinnig hulle troepe vir die geveg opgestel. Teenoor hulle het die gevegsmagte van koning Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goyim, koning Amrafel van Sinar en koning Arjok van Elasar stelling ingeneem. Hierdie 4 konings moes toe teen die ander 5 se magte veg. Kedorlaomer hulle het gou die oorhand gekry en die mense het begin vlug. Oral in die Siddim vlakte was daar asfaltgate en soos die mense gevlug het, het hulle daarin geval. Sodom en Gomorra se konings het ook daarin geval. Die res van die het berge toe gevlug. En daarna het Kedorlaomer hulle op Sodom en Gomorra toegesak en alles gevat. Hulle het al die kos weggevat en sommer ook 'n klomp mense saam met hulle geneem. Een van hierdie mense was Lot, die broerskind van Abraham. Hy het destyds in Sodom gebly. Hulle het al sy besittings gevat en hom gedwing om saam met hulle te gaan. Abraham, wat in Kanaan gebly het geen rede gehad om betrokke te raak by die oorlog nie, want hulle was 'n klomp heidene wat onder mekaar geveg het. Maar dinge het verander toe hy verneem dat sy neefie Lot ook buitgemaak is in Sodom, toe die heidense konings die stad oorgeneem het. Abraham het nou met 'n morele krisis gesit. Wat gaan hy doen omtrent Lot? En daar was ten minste 2 redes vir Abraham om nie betrokke te raak nie. Het was nie sy geveg nie, en Lot het dit tog op homself gebring. Ons ken die storie. Lot het self die waterryke vlaktes van die Jordaanvallei gekies, terwyl hy sy oom Abraham gelos het met die bergagtige deel. Maar soos een verkeerde besluit spoedig gelei het tot 'n volgende een, het Lot eers naby Sodom gebly en toe later binne Sodom gebly. Sonder twyfel het Lot sy skuif geregverdig om te gaan woon tussen die bose mense deur morele kompromie aan te gaan. Hy het waarskynlik gesê, ek is mos sterk genoeg. En dit sal my nie affekteer nie. Ek sal 'n liggie in die middel van die duisternis wees. Ongelukkig lei morele kompromie nooit na enigiets goeds nie. In hierdie geval het dit gelei daartoe dat Lot weggevoer word deur 4 heidense konings. Iemand wat die geveg oorleef het vir Abraham van Lot gaan vertel. Abraham het in die tyd by die groot bome van die Amoriet Mamre, 'n broer van Eskol en Aner, uitgekamp. Hierdie mense was Abraham se bondgenote. Toe Abraham hoor dat sy broerskind gevang is, het hy onmiddellik opgetree. Hy het van sy eie werkers geneem en die vyand in die rigting van Dan agtervolg. In die nag het Abraham sy manne stilletjies ontplooi en onverwags op die Kedorlaomer manne toegesak. Hulle het die vyand byna vernietig en die vlugtendes tot sover as Hobba, noord van Damaskus, agterna gesit. Abraham het sy broerskind Lot gou opgespoor en hom met al sy besittings teruggebring. Abraham kon ook al die besittings, sowel as al die vroue en kinders wat Kedorlaomer hulle se manne gevat het, terugkry. Hier lees ons van Abraham se reaksie daarop toe hy die nuus gehoor het. In sy huishouding het hy 318 opgeleide vegters gehad. Hy voer 'n gewaagde nagtelike strooptog uit met sy klein bende op die 4 heidense weermagte en jaag hulle tot noord van Damaskus. In die proses maak hy 'n groot klomp goeders byt en hy red vir Lot en sy familie. Wat leer ons omtrent geestelike oorlogvoering in hierdie gedeelte? Dit klink sekerlik na 'n groot sprong om daai vraag te vra, maar daar is verskeie dinge wat ons kan raak sien. Ons as moderne mense is dikwels nie eens bewus van die oorlog wat op geestelike terrein rondom ons woed nie. Eerstens die gevaar van kompromie. As Lot nie in Sodom was in die eerste plek nie, sou dit nie nodig gewees het vir Abraham om hom te gaan red nie. Wanneer gaan ons leer dat daar niks goeds kom van morele kompromie nie?
Elke keer as ons probeer om ons Christelike waardes op sy te skuif, net om in te pas by die wêreld, is ons diegene wat ly daaronder. Ons is maar al bekend met kompromie aangaan. Die Amish dring daarop aan om met perdekarre oor die weg te kom en is teen moderne ontwikkeling, maar dan seker af of mens hou van visvang. Compromise is like seeing the crack, but not fixing it. Compromise is but a sacrifice of one right or good in the hope of retaining another, too often ending in the loss of both. Tweedens, die loyaliteit van liefde. Hier sien ons Abraham wat sy eie lewe waag net om sy verlore neefie te gaan red. Partykeer laat liefde ons dinge doen wat vreemd mag lyk vir buitestanders. Ons mag dalk al ons reserves opgebruik op maniere wat ons nie verwag het nie. Bestaan daar iets soos tough love of harde liefde? Sekerlik. Maar wat van riskante liefde? C.S. Lewis skryf, love anything and you risk having your heart broken. Die enigste manier om jouself pyn te spaar is om in 'n doodskus te bly, afgesny van alles en almal rondom jou. Liefde sit nie net daar en sê, wel, daar het jy dit nou nie. Lot het uiteindelik gekry wat hy verdien het nie. Nee, liefde gee genoeg om betrokke te raak met die risiko van verlies en seerkry. Derdens, die noodsaak van voorbereiding. Toe die oomblik aanbreek, het Abraham dadelik sy 318 geoefende manne opgeroep. Wie het hulle voorberei en opgelei? Hy het seker gesorg daarvoor. Hulle was as ware sy eie rekkiespan, sy spesiale magte, gereed om in 'n geveg in te stap op kort kennisgewing. Dieselfde is waar as dit kom met geestelike oorlogvoering. Omdat ons nooit weet waar die Satan ons volgende gaan aanval nie, moet ons gereed wees om te reageer op kort kennisgewing. Dit beteken dat ons voorbereid moet wees in gebed, met ons wapenrusting aan, en met die swaard van die Gees in ons hande. Dit beteken om sober te bly te alle tye, op die uitkyk te wees vir die vurige pyle van die vyand. Slapende soldate sal spoedig dooie soldate word. Vierdens, die moed om te veg. Hier sien ons Abraham se moed op sy beste. Hy het nie geaarsel om in die geveg betrokke te raak nie, selfs teen 'n oormag nie. Hy het die moed gehad om te gaan veg, omdat hy geweet het dat sy motivering reg was. Dit herinner mens aan die woorde wat baie jare later geskryf is aan die gelowiges wat in die goddelose stad van Efese gebly het. Dit is nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge, maar kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Tydens een van die groot oorloë van ons eeu het die soldate gesing, Praise the Lord and pass the ammunition. En dalk moet dit die gevegskreet wees van elke Christen, wat dien as 'n soldaat in die Here se globale weermag. Wanneer ons by die tweede helfte van Genesis 14 kom, is die een oorlog verby, maar die volgende een staan op die punt om te gebeur. Net soos Abraham huiswaarts keer, kom twee konings om tegemoet op die pad. Die koning van Sodom en die koning van Salem. Nadat Abraham vir Kedorlaomer en sy bondgenote verslaan het, was hy weer op pad huis toe. En naby die Sawe-vallei, dis die koningsvallei, het hy skielik die koning van Sodom gesien. Hy het gekom om vir Abraham dankie te sê. Nog 'n eind verder het Abraham van Melchisedek ontmoet. Hy was die koning van Salem en 'n priester van die Allerhoogste God. Hy het vir Abraham kos en wyn gegee, om geseën en toe gesê, die Allerhoogste God, die skepper van die hemel en die aarde, is naby jou en sal jou gelukkig maak. Loof hom, die Allerhoogste God, wat jou van jou vyande gered het. Hierdie twee konings kon nie meer verskillend gewees het nie. Bera, die koning van Sodom, het regeer oor die mees perverse, moreel korrupte stad in die destydse wêreld. Hy was verteenwoordigend van die uiteinde van die mensdom as hulle aanhou wegdraai van God af.
Die koning van Salem was 'n misterieuse man met die naam van Melchisedek. Vers 18 vertel vir ons dat hy die koning van Salem was, wat dalk 'n verwysing was na die stad van Jerusalem, die stad van vrede. Maar sy naam in Hebreëus beteken koning van geregtigheid. Hy is ook genoem 'n priester van die Allerhoogste God. So hier kry ons te doen met 'n koning wat op een of ander manier die een ware God leer ken het. Die naam wat hier vir God gebruik word in Hebreëus Elyon genoem, wat beteken die Allerhoogste God. Dit verwys na die God wat ver verhewe is bo alle ander gode, die heerser van die hele wêreld. Hy is God wat regeer ver bo al die valse gode van die heidene. Op een of ander manier het Melchisedek vir God leer ken en self sy priester geword, terwyl hy ook dien as koning van Jerusalem. Dis alles baie misterieus vir ons, sodat daar baie onbeantwoorde vrae opkom en onbeantwoord gelaat word. Maar dis veral hierdie koning se woorde aan Abraham wat ons die meeste opval. Die Allerhoogste God, die skepper van hemel en aarde, is naby jou en sal jou gelukkig maak. Loof hom, die Allerhoogste God, wat jou van jou vyande gered het. Melchisedek doen 2 dinge vir Abraham. Hy seën hom in die naam van die Here en hy herinner hom aan die ware bron van sy verbasende oorwinning. Dis asof hy vir hom sê, Abraham, hoe dink jy het jy dit reg gekry om daardie 4 konings te verslaan? Dink jy dit was deur jou eie briljante militêre strategie? Vergeet dit. Jy en jou paar honderd man het 'n veel groter weermag verslaan, net omdat God self vir jou die oorwinning gegee het. Hy was die een wat jou verlos het van jou vyande en hulle in jou hand oorgegee het. Melchisedek bring dan brood en wyn vir Abraham. Het herinner ons nogal aan die nagmaal wat ingestel is in die Nuwe Testament, deur Jesus ook met brood en wyn. Dit was ook die tekens wat Jesus vir homself gebruik het. Hy sou die brood wees wat gebreek word, en hy sou sy lewensbloed uitstort vir die mensdom. Abraham was so aangegryp dat hy Melchisedek 'n tiende van alles gegee het. Hoeveel tiendes het hy nou oorgehad? 9 tiendes van die buit. Wat het hy daarmee gemaak? Het hy het vir homself gehou? Terloops, dis die heel eerste keer in die Bybel wat ons te doen kry met tiendes, honderde jare voordat Moses daaroor gepraat het. Dit was 'n vrywillige offer aan die Here, 'n sigbare teken dat jy weet wie jou eintlike voorsiener is. Op hierdie kritieke oomblik maak die koning van Sodom 'n baie verleidelike aanbod aan Abraham. Gee vir my die mense en hou jy maar al die goed vir jouself. Hy stel Abraham in die versoeking om al die buit vir homself te hou. Finders keepers. Hier was sy kans om superryk te word, soort van die Elon Musk van sy tyd. Die koning van Sodom het toe vir Abraham gesê, jy kan al die buit vir jou hou, maar gee die mense vir my terug. Voor ons verder gaan met ons onthou dat Abraham die reg gehad het om al die buit vir homself te hou. Hy was immers die een wat sy lewe gewaag het om vir Lot te gaan red. Ons almal is bekend met die gedagte dat die wenner alles vir homself kan hou. En niemand sou vir hom kon kritiseer as hy ja sou sê op die koning van Sodom se aanbod nie. Hy kon homself regverdig deur te argumenteer dat deur al die buit vir homself te hou, hy in staat sou wees om selfs meer aan God te gee. Hoeveel tiendes het hy nog oorgehad? 9 tiendes. Maar Abraham doen dit nie. Hy sê eenvoudig nee. Hy wys die koning van Sodom se aanbod van die hand sonder om eers daaroor te gaan nadink. Hy vra nie eers tyd om daaroor te gaan bid nie. Hy het geen twyfel gehad nie, geen innerlike huiwering nie. Luister na sy antwoord aan die koning van Sodom, daai slegte bose koning wat die plek regeer het waar sy neefie gebly het. Abraham het toe vir die koning van Sodom gesê, nooit as te nimmer nie. Ek het by die Here, die Allerhoogste God, die skepper van die hemel en die aarde gesweer, dat ek niks van u sal vat nie, nie eens 'n garingdraad of 'n skoenveter nie. Nooit mag u sê dat u my ryk gemaak het nie. Behalwe vir die kos wat my manne geëet het, vra ek niks nie. Maar ander Eskol, Mamre en die ander manne wat my gehelp het, moet hulle deel kry. Abraham het alles geweet omtrent Sodom.
Hy het geweet watter tipe mense daar gewoon het en watter sonde daar plaasgevind het. Hy wou niks daarmee te doen hê nie. Omdat hy eet aan die Here gesweer het, het hy die morele moed gehad om nee te sê vir die versoeking, selfs al sou baie ander in sy skoene dalk ja gesê het. Hoekom het Abraham nie die buit vir homself gehou nie? Want dit het gekom vanaf 'n bose plek. Hy wou niks met Sodom te doen hê nie. Hy het geweet dat God sy voorsiener is en dat God genoeg was. Hy wou nie vir Sodom enige krediet gee wat 'n houvas op hom sou laat kry nie. Hy wou vir God al die eer gee. Hoeveel tiendes het hy nou oorgehad? 0. Hy het die 9 tiendes aan die manne gegee wat hom gehelp het met die oorlog. Hy self het platsak daar uitgestap, want hy het geweet dat God sy voorsiener is. Abraham was nie 'n arm man nie, want God was sy voorsiener. Hy het nie Sodom se skatte nodig gehad om ryker te word nie. Hierdie kort episode wys vir ons 3 karaktertrekke van 'n oorwinnende geloof uit. Die eerste een is nederigheid. Ons sien dit deurdat Abraham vrywillig 'n tiende van die buit aan Melchisedek afgestaan het. Soos Hebreërs 7 dit uitwys, gee jy net 'n offer aan iemand wat jy sien as groter as jouself. Alhoewel hy pas 'n indrukwekkende oorwinning behaal het, het Abraham besef dat Melchisedek groter was as hy. Dis dat hy hom 'n tiende aangebied van alles wat hy in die oorlog buit gemaak het. Die tweede karaktertrek is vrygewigheid. Dit word gesien in die feit dat Abraham niks vir homself wou gehad het nie. Hy bied eerder die buit aan vir die manne wat saam met hom was. Hy maak seker dat hulle vergoed word nadat hulle hulle lewens vir hom gewaag het. Die derde karaktertrek is reinheid, gesien in die feit dat Abraham geen kompromie met sy waardes wou aangaan nie, want hy het geweet dat die koning van Sodom eintlik probeer het om invloed te koop met sy vuil geld, sy bloederige buit. Wanneer jy terugstaan en kyk na Genesis 14 as geheel, besef jy dat hier 2 oorloë plaasgevind het. Een was tussen Abraham en die heidense konings, en die tweede was tussen Abraham se gewete en die mag van morele kompromie. Hierdie antieke skermutselings konfronteer ons met die vraag, is God genoeg vir jou? Of het jy ook nodig wat die wêreld vir jou aanbied? Daar sal onaanhoudende konflik wees in die Christen se lewe. Niemand arriveer ooit by 'n plek van geen konflik nie. Selfs die beste Christene worstel met sonde tot die dag wat hulle doodgaan. As selfs Paulus geveg het teen sonde, sal ek en jy ook. Groot versoeking kom dikwels na 'n groot oorwinning. Dis presies wat met Abraham ook gebeur het. Die koning van Sodom het hom kom besoek na sy groot oorwinning, nie voor dit nie. Dieselfde sal ook met ons gebeur. Het jy onlangs 'n groot oorwinning beleef, 'n wonderlike antwoord op gebed gesien, 'n groot geveg gewen, 'n groot projek klaargemaak, 'n persoonlike doelwit bereik, 'n belangrike toets geslaag? Indien wel, oppas. Versoeking kom dikwels in die voetspore van groot oorwinnings. Moenie verbaas wees as die duiwel jou probeer potjie, net as jy dink jy gearriveer het nie. Soos ons geestelik groei, sal ons gedurig getoets word, rakende ons keuses in die lewe. Abraham moes besluit of God genoeg vir hom was, en of hy ook die skatte van Sodom nodig gehad het. Moenie verbaas wees as jy hierdie week versoek word nie. Net wanneer jy die grootsheid van God sien, sal jy die krag hê om versoekings te kan weerstaan. Dis wat met Abraham gebeur het. Dit was omdat hy geweet het wie sy eintlike voorsiener was, dat hy die innerlike krag gehad het om weerstand te bied teen die koning van Sodom se aanbod. Party van ons spandeer soveel tyd om ons te bekommer oor versoekings, wanneer ons eintlik moes fokus op die Here en wat hy in ons lewens graag wil doen. Wanneer jou God groot genoeg is, sal versoekings klein genoeg wees, sodat jy die geveg kan wen. Most people want to be delivered from temptation, but would like it to keep in touch. Opportunity may knock only once, but temptation leans on the doorbell. Kom ons staan vir 'n oomblik terug en kyk na die olifant in die kamer. Daai een vraag wat ons nog nie beantwoord het nie. Wie was Melchisedek? Het mag jou opval dat sy naam net 3 keer in die Bybel genoem word, hier in Genesis 14, in Psalm 110 en in die boek Hebreërs. Hebreërs 7 vertel ons baie meer omtrent hom as wat ons hier in Genesis 14 ontdek het.
Hierdie Melchisedek was die koning van Salem, oftewel Jerusalem, sowel as 'n priester van die Allerhoogste God. Hy het vir Abraham ontmoet net toe hy teruggekom het van sy oorwinnings oor die konings. Melchisedek het vir Abraham geseën en Abraham het vir hom 'n tiende van al die buit gegee. Eerstens beteken sy naam koning van geregtigheid, terwyl sy titel letterlik beteken koning van vrede. Ons weet nie wie hy was of wie sy pa of ma was nie, ons weet niks van sy stamboom nie, ons weet nie van sy begindae of hoe hy tot einde gekom het nie. Net soos die seun van God bly hy 'n priester vir ewig. Dit klink so in die boodskapvertaling. Jesus is 'n priester soos Melchisedek. Wat beteken dit? Melchisedek was sowel die koning van Salem, wat later Jerusalem geword het, as 'n priester van die Allerhoogste God. Abraham was op 'n keer op pad terug van 'n oorlog af, dit was toe hy die klomp konings verslaan het. Op pad loop hy toe vir Melchisedek raak. Melchisedek seën toe vir Abraham, en in ruil gee Abraham vir hom 'n tiende van die goed wat hy in die oorlog afgevat het. Om mee te begin, die naam Melchisedek beteken koning wat doen wat reg is. Verder beteken koning van Salem eintlik koning wat vrede maak. Waar hy vandaan gekom het en wie sy pa en ma is 'n geheim. Niemand weet wanneer hy gebore is of wanneer hy dood is nie. Hy is net soos die seun van God, hy is ook 'n priester vir altyd. Melchisedek is net soos die seun van God. Party mense wonder of Melchisedek dalk 'n verskyning was van Jesus Christus. Ons weet nie wanneer hy gebore is of dood is nie, en dus kan hy 'n priester wees vir ewig, aangesien ons nie kan bewys dat hy ooit dood is nie. Jesus is ook ons priester vir ewig, want ons weet dat hy opgestaan het uit die dood en vir ewig lewe op hierdie oomblik. Beide gebruik simbole van brood en wyn. Net soos Melchisedek is Jesus ook 'n koning met die autoriteit om ons te help. Hy is ook 'n priester wat 'n hart het wat simpatiek is ten opsigte van ons nood en behoeftes. Die skrywer van Hebreërs kom dan tot hierdie slotsom. En juist daarom kan hy ons saak by God regmaak wanneer ons deur hom na God toe gaan. Hy sal altyd daar wees om ons saak by God te stel, want hy leef vir altyd. Alles hang af van daardie laaste woorde. Hy leef vir altyd. As Jesus dood was, het ons geen hoop gehad en was ons hele geloof verniet. Maar as Jesus lewendig is, dan is hy in staat om ons te red vir ewig. Omdat Jesus lewendig is ons redding volledig en vir ewig gewaarborg. Omdat Jesus lewendig is, word ons behoeftes vandag, môre en vir altyd deur hom ontmoet. Omdat Jesus lewendig is, kan ons verseker wees van ons oorwinning, dis gewaarborg. Ons leef vandag in 'n donker wêreld waar dit lyk of die duiwel los is. Hy gaan jou aanval op allerlei maniere en hy het baie handlangers wat sy bose werk vir hom doen. Maar dit behoort ons nie te ontmoedig of bang te maak nie. Hoe donkerder dit is, hoe helderder skyn die lig. Hoe groter die toets, hoe groter is die geleentheid om God se krag aan die werk te sien. Darkness is not chased away by sticks, not even cannons. One simply lights a small candle and the darkness flees before it. Ek weet, dis moeilike dae vir ons almal. Die duiwel val ons aan op allerlei vlakke. Die manier waarop hy my aanval gaan verskil van die manier waarop hy vir jou gaan aanval. Maar ons weet wat hy wil regkry. Hy probeer om ons te verdeel, te ontmoedig, te verslaan. Wanneer jy met 'n geveg te doen kry, het jy net twee opsies. Jy kan veg of jy kan vlug. Abraham was gewillig om te veg en dis hoekom hy die oorwinning behaal het. Ons enigste hoop is om ons oë te draai na Jesus. Hy het dieselfde gevegte in die oë gestaar en na die kruis gegaan om daarmee af te reken. Hebreërs 12 vers 1 sê, die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Laat ons dan ontslae raak van enigiets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sonde wat ons gedurig wil potjie. Laat ons, soos die ander gelowiges, hardloop met alles wat ons het. Laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou, en hy sal ons tot aan die einde daarmee help,
sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees. Dink aan sy voorbeeld. Die skande, vernedering van die kruis was nie vir hom te veel nie. Hy het alles verdra, omdat hy geweet het dat daar soveel blyskap daarna vir hom wag. Kyk nou net, nou sit hy op die ereplek by God in die hemel. Wanneer jy begin flou en moeg voel te midde van al die gevegte, hou jou oë op Jesus. Moenie te veel kyk na die sondige mense en feilbare leiers nie, maar fokus op die Seun van God. Hy het jou nie so ver gebring, net om jou dan te laat val nie. Hy sal jou nie los of in die steek laat nie. Hy sal jou die krag gee om aan te hou en hy sal jou ook veilig lei na jou ewige huis. Dankie Jesus dat ons op U kan staatmaak in die gevegte van die lewe. Ons almal het al baie skermutselings beleef en dra die wonde en netsels daarvan. Maar ons kom skuif ons fokus opnuut weg van ons uitdagings en probleme en wil graag ons oë op U sit. U is die begin en volëinder van ons geloof. Ons weet, ons kan staatmaak op U. U is ons voorsiener, elke tree van die pad. U is genoeg. Geef vir ons die krag en wil om nee te sê vir die versoekings en elke keer te kies vir wat U vir ons alles voorsien het wat ons nodig het. Amen.